Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. En ja, is 'n bietjie laat vanoggend. Ek het vanoggend gaan draf en toe gaan ek nog kerk toe en daar het ons pastoor Leon, dankie vir die woord vanoggend. Verlede week was ons so geseën deur pastoor Dirk Visser van ons Pretoria gemeente daar en dit is net so 'n wonderlike blessing. En hy praat daar, en verlede week het pastoor Dirk gepraat om te sê, hoe groot is God in jou lewe? Want hy sien hoe die mense, die mense kom kerk toe, en dan loof en prys hulle die Here, maar hulle staan so. Hulle staan so, en dan sê ek, maar besef ons, hoe groot is God? Besef ons die wonderlike dinge wat God elke dag in ons lewens doen. Besef ons dit. En as ons dit besef, sal ons begin om die Here te loof en te prys met alles. Want dan maak ons God weer groot in ons lewens. Ek meen, God is groot, God is almagtig. God hou die heelal in die palm van sy hand. Dis hoe groot God is. Maar in jou lewe, in my lewe, is hy dalk klein. En dit was so 'n blessing. Verlede week pastoor Dirk Visser en hierdie week het pastoor Leon gegaan oor hoe ons onsself moet gedra, en ek wil graag daai boodskap saam met julle deel. Net 'n bietjie, net 'n kort knipseltjie. Maar die probleem is, as jy daar by die huis sit, dan mis jy dit. Jy mis daai praise and worship wat jy saam met jou broers en susters in Christus doen. As jy nie kom na die gebedsuitreikings toe nie, die gebedsuitreikings op 'n maandag aand of vir die manne op 'n sondag aand, vir die van ons wat bid daar op 'n vrydagoggend. As jy nie saam met ons is nie, dan kan jy eintlik nie die teenwoordigheid van die Here in ons lede, in ons gemeente voel nie en ervaar nie. En dan loop ons en dan sit ons daar en ons dink, maar die Here is nie hier nie. Maar dis jy wat nie daar is nie. En ek praat hard, want weet, die tyd raak al hoe minder vir ons as mense. Maar anyway, hier kom die Here in Kolossense, hier kom die boodskap deur wat so eenvoudig is. As jy wil lees, as jy wil weet hoe om te lewe, dan lees jy deur Kolossense, die boek wat Paulus aan die Kolossense geskryf het. Dit is 'n eenvoudige boek, dit is geskryf vir my en vir jou. Hy sê daar, arbeid en stryd van Paulus in sy bediening. Hoe hard moet ons werk? Waarvoor werk jy in jou bediening? Jou bediening is daar waar jy werk. Daar by jou huis. Daar by jou vriende, jou familie. Dit is jou bediening. So die arbeid van jou hande, waarmee is jy besig elke dag? En dan sê hy vermaning van teen valse profete. Hoe belangrik dit is dat ek en jy ons geestelike oë oopmaak om te sien wat 'n ouetjie daar buite is, 'n valse profeet. En ek sê die valse profeet is 'n ou wat nie hierdie woord gebruik nie hierdie boek gebruik nie. Hy gebruik een vers en dan die res is sy eie gedagtes, sy eie idees en sy opinie, nie God se woord nie. En dis waarteen Paulus ons waarsku. Hy sê, want in hierdie eindtyd, in die einde waarin ons nou lewe, gaan daar meer en meer valse profete deurkom. En vir jou sê, môre is die einde van die wêreld, môre is die wegraping, môre staan reg, maak reg, doen dit. En die Here sê, ek het alreeds alles vir jou gedoen. Al wat jy moet doen, is jou hart oopmaak en my daar toelaat om te heers. Nie om net klein God te wees nie, om te heers. En dis hoekom hy kom hier so by Kolossense 3 en hy skryf daar, as julle dan saam met Christus, as. En die vraag wat ek jou daar het, as jy jou naam daar sit en jy sê, as, is ek saam met Christus opgewek. Nie dood, jy het jouself neergelê en jy gesê, dis nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat nou deur my, in my lewe. Hy sê vir ons, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek dan die dinge wat daarbo is. Soek die dinge wat daarbo is. Hy sê vir hulle, waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe. Jy mens, jy vlees, jy wynand, het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge binne in God.
Is dit nie amazing om dit te weet nie, dat jy vandag is binne in God, en dis waar die groot ding inkom, nee, as jy jou lewe afgelê het, as jy dit gedoen het. En dan sê jy, dan is jy binne in, dan is jy saam met Christus, saam met God, saam, dit beteken jy en God is nou een. En dan gaan hy aan en sê, wanneer Christus, en hierso is dit so wonderlik om hierdie stukkie te lees hierso, wanneer Christus, wat ons lewe is. En die vraag wat Pastor Leon so mooi deurgebring het vanoggend was, is Jesus jou lewe? Is Jesus jou lewe? En hy gebruik so mooi die voorbeeld daar om te sê, yes, man, hy sal enige iets doen vir jou kinders, ek sal enige iets doen vir my kinders, vir my vrou, ek sal enige iets, want hulle is my lewe. Hierso, die vleeslike lewe, want hulle is my lewe. En dieselfde vraag gaan hy nou vra, gaan ons nou vra om te sê, wat sal jy vir Christus doen? Is Jesus Christus jou lewe? Punt. Nie nog, maar net daai ook, en dan net daai ook, en dan net daai ook, nee. Is Christus jou lewe vandag? Om te sê, onthou daar, Johannes 10 vers 10 sê dit, nee, die duiwel kom om te roof en te steel en te verwoes en te vernietig, maar ek, Jesus, het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Maar dit begin by daai lewe. Jesus het gekom om lewe vir jou te gee. Nou vra hy hierso Paulus vir ons, vir my en vir jou vandag, is Christus jou lewe vandag? Is Christus jou alles vandag? Toe jy jou oë oopgemaak het vanoggend, is die eerste ding waaraan jy gedink het, was dit Christus? Of was dit gister se teleurstelling in die rugby? Die eerste ding waaraan jy gedink het vanoggend, toe jy jou oë oopgemaak het, was dit Christus? Of is dit jou foon? Wat het ek gemis in die nag? Wat het daar gebeur op social media wat ek dalk gemis het? En ek sê nie daai goed is nie belangrik nie, maar is Christus jou lewe? Het jy jou oë oopgemaak vanoggend en sê, Here, dankie vir my lewe. Dankie dat ek vanoggend gaan draf, het ek gesê, Here, dankie dat ek kan draf. En dan sien jy die son so opkom en jy sê, dankie vir nog 'n dag. Dankie dat die son kon opkom op nog 'n dag. Dankie dat ek daai hitte wat die son vir my gee, wat U, God, daar geplaas het, die son, dat daai son op my kan skyn en ek kan hierso daai ervaar in my lewe, want Christus is my lewe. En dis wat hy hierso vir my en vir jou vra, is hy ons lewe, want dan is daar ander belangrike dinge wat bykom, nee. Wanneer Christus, wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Beteken, as ons lewe in Christus is, dan sal al die dinge in plek val, nee. Matteus 6, wat 33, nee. Soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dingetjies sal volg. Al die ander dinge wat ons nodig het, al die ander dinge wat ons gelukkig gaan maak, al die ander dinge wat ons blydskap gaan gee, en joy en alles, maar dit begin weer eens daarby. Christus, nommer 1, Christus is jou lewe. Soek vir hom, soek hom in alles wat jy doen, eer hom in alles wat jy doen, en sê, dan gaan hy jou openbaar. Wat beteken daai? Nie eendag in die hemel nie, nie eendag as ek sterf nie, nie eendag nie, nie elke dag van jou lewe. Gaan hy jou seën, gaan hy jou voorkeur gee, gaan jy geseënd wees in jou besigheid, in jou huwelik, in jou finansies, in elke area van jou lewe. As jy Christus eerste daar plaas, gaan al daai dinge geopenbaar word aan jou, en jy gaan die kennis kry, jy gaan die wysheid kry, wat jy nodig het, om goeie dinge te doen. Hoekom? Want ons eer God deur dit wat ons doen, nee. Hy sê, maak dood, beteken daar moet 'n afskeid wees van wie jy was. 'n Afskeid, dan julle lede wat op die aarde is. En dan gaan hy aan, hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes, gierigheid, wat afgodsdiens is. Want
as Christus jou vrede is, as Christus jou blydskap is, en iemand maak jou kwaad, gaan jy so gefokus wees op Christus, dat jy nie daai kwaad gevoelens gaan koester nie. Jy gaan dit vir Christus gee, en jy gaan met liefde reageer, en uitreik. En ek weet is moeilik. Ek self as mens, ek self val elke dag, ek self sukkel elke dag, met hierdie klein jakkelsies, nee. Maar Paulus sê vir ons, maak hulle dood, sny hulle af, op 'n manier, maak hulle dood, sê waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom, waarin julle ook vroeër gewandel het, ek is nie meer daar nie, ek is nie meer daai persoon nie, nee, toe julle daarin geleef het, maar nou moet julle ook dit alles aflê, naamlik toorn, woede, boosheid, lasters, kandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met julle werke afgelê het, en julle heel met die nuwe mens beklee het. Die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy Skepper. Daar in Genesis, nee, ek en jy, God het mens geskape in sy beeld. En ja, daar was afskeid, ja, daar was sonde wat in die wêreld ingekom het, maar nou is ons op daai pad van herstel, hoe meer ons op Christus fokus, hoe nader kom ons aan Christus, hoe meer word ons gelykvormig met Christus en nie die wêreld nie. En dis 'n pad, dis 'n journey, dis elke dag opstaan en elke dag 'n besluit maak om te sê, ek sal die Here dien. Is dit nie waar ons sê, nee, so maklik om dit te sê, ek en my Here, ek en my huisgesin sal die Here dien. Wel, doen dit, dien die Here, met lofprys en aanbidding, dien die Here in alles, maak God weer die groot God in jou lewe, in jou huisgesin, in jou besigheid, in jou verhoudings, en jy sal sien hoe geseënd jy sal wees, en mense sal van jou af wegstap, gevul met die Heilige Gees, net soos jy is, nee. En hierdie hoofstuk gaan aan, en ek dink is belangrik, as jy in jou Bybelstudie is hierdie week, lees hierdie stukkie, lees hierdie Kolossense weer, maak tyd, spandeer tyd in daai woord, en sê en kyk, en sê, beklee jouself, trek aan, net soos ek hierdie hemp vanoggend aangetrek het, trek dit aan, wat bedek dit? Dit bedek die sondige mens daarso, nee, maar in hierdie geval is jy geskoon gewas, deur die doopbad, aan die kant uit, skoon gewas, die sondige mens is weg. God sê hy het sy bloed gestort vir jou, om jou sonde te verwyder, so ver as die ooste van die weste, en God bring daai sonde nooit weer in herinnering in nie. So wie is jy om dit te doen, as God dit nie doen nie? So, bedink die dinge daarbo, bedink aan die wonderlike dinge wat God vir jou gedoen het, gegee het, geseën, waarmee God jou seën, die liefde wat hy vir jou gee. Bedink daai dinge, dag en nag, en jy sal sien hoe God jou lewe net transformeer, nee. So ek bid dit vir jou, in hierdie week, mag God jou seën, in elke area van jou lewe, en mag jy doelbewus, maak 'n punt daarvan, doelbewus, tyd met die Here spandeer, en God weer op sy troon sit in jou lewe en in my lewe. En dan sal ons maar net absoluut in verwondering staan, oor hoe wonderlik die Here ons gebruik en ons seën, en hoe ons so 'n wonderlike seën vir mekaar gaan wees. So ek groet jou vandag in Jesus naam, moenie bang wees om uit te reik nie. Ons kan saam met jou bid, ons kan saam met jou intree, en ons kan net jou verwys na Christus toe. Want hy is die bron van ons krag, hy is die bron van ons lewe, hy is die bron van ons genesing, hy is die bron van ons alles. Ek groet jou vandag in Jesus naam, mag jy geseënde week hê. Amen.